Goeiemôre vriende, ons is die Here innig dankbaar dat hy vir ons uitgespaar het, dat hy nog 'n nuwe dag tot ons lewens toegevoeg het, en die gebed van my hart is dat die Here vir ons ook baie ryklik sal saamseën vanmôre so rondom sy woord. Ek wil u vanmôre groet met die woorde van Gesang 245. Nou, vriende, meeste van u is bekend met Gesang 245. Dit gaan oor die verlossingswerk van die drie-enige God. God die Vader, God die Seun, God die Heilige Gees, en hoe God van ewigheid af al bepaal het dat Christus as plaasvervanger aan die kruis sou kom sterwe om dan die sondes te dra. Vers 8 gaan oor hierdie gedagte van sondevergifnis, en hoor wat staan daar. Die gesangskrywer sê, ek glo aan die skuldvergewing deur die Heer se middelaarsbloed. In my eie werk en waarde is geen rus vir my gemoed. Dit is alles net genade, dat ek nie verlore gaan. Ja, my Vader, ja, ek weet dit. U neem my in Christus aan. So pragtige gesang, want u sien, die hele uitgangspunt van hierdie gesang is wat die woord vir ons leer. Ons word gered uit genade deur geloof op grond van dit wat Christus aan die kruis gedoen het. God het Christus wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God deur hom. Daarom pleit ek by jou dat jy sal seker maak dat jy nie op jou werke steun, op jou oorgawe steun, op al die dinge steun wat jy gedoen het nie, maar dat jy alleenlik steun op die verlossingswerk van Jesus Christus aan die kruis, en dat jy met sekerheid kan sê, deur die geloof, het jy hierdie wonderlike verlossing omhels, hierdie verlosser omhels, en dat jy vergifnis ontvang van sonde, die geregtigheid van Christus ontvang, en dan ook vergifnis van jou menigvuldige sondes. Aanneming tot kindskap, en dan die ewige lewe. Die gebed van my hart is dat jy hierdie saak sal uitmaak voor die Here, en sal lewe tot eer van sy naam. Vanmôre gaan ons by die laaste 3 verse stilstaan van Spreuke 15, kom ek lees vir u, en dan praat ons bietjie daaroor. U sal sien die laaste 3 verse gaan oor voorwaardes om as 'n wyse gereken te word. Daar is sekere voorwaardes in die skrif om as 'n wyse gereken te word. Nou weet ons, wyse mense volgens die Bybel is nie hulle wat al die grade en al die kennis het nie, maar dit gaan oor mense wat se hart vas is aan God se woord, gered uit genade, en dan leef hulle met die kennis wat hulle opdoen, sodat hulle as wyse mense bekend kan staan. Nie net mense wat kennis opgedoen het, en dan lewe hulle roekeloos en verwaande lewens nie, maar mense wat kant kies by die waarheid van God se woord, in nederigheid en in liefde, afhanklik van die Here, om dan ook 'n verskil te maak waar die Here hulle geplaas het. Nou vers 31 sê, die oor wat na die teregwysing tot die lewe luister, sal onder die wyse vertoef. Hy wat die tug verwerp, ag sy eie lewe gering, maar hy wat aan die teregwysing luister, verkry verstand. Die vrees van die Here is die tug van die wysheid, en die nederigheid gaan aan die eer vooraf. Baie besondere verse in die Bybel, en die voorwaardes, vriende, om as 'n wyse gereken te word, is in die eerste plek, sê die Bybel in vers 30, om te luister na teregwysing, en dan dit ter harte te neem. Mense hou nie daarvan om tereggewys te word nie. Dis my so hartseer dat elke ou dink hy weet alles en hy's nooit verkeerd nie, en as iemand om teregwys is hy sommer kwaad en hy trek sy kyk op 'n knop en hy behandel ander mense asof hulle niks werd is nie. En dis die probleem met ons tyd, ons almal dink te veel van onsself. Iemand het eendag het baie mooi gesê, ons leef in 'n tyd van entitlement. Elke ou dink die lewe skuld hulle, as iemand iets sê wat hulle verkeerd gedoen het, is hulle op die oorlogspad uit. En daarom sê die Bybel, as jy so lewe, is jy nie 'n wyse nie, is jy 'n dwaas volgens God se woord. Jy moet onthou, ons is maar net besig met die Bybel, en God, ons skepper, het die volste reg om vir ons te sê, hoe 'n wyse lyk, en hoe 'n dwaase persoon se optrede lyk. Daarom, as jy vanmôre luister na die teregwysing, en dit ter harte neem, dan word jy as deel van die wyses gereken. Die volgende een wat baie duidelik uitstaan hierso so, is die tug van die Here, en dan ook die tug wat na ons kant toe kom. Die Bybel sê, hy wat die tug verwerp, ag sy eie lewe gering. Dit was my so treffend toe ek dit lees. Ons leef in 'n tyd van selfliefde, en mense sê vir jou, kyk vir jouself in die spieël, en sê vir jouself hoe besonder jy is, en gee jouself 'n drukkie, en sê vir jouself hoe fantasties is jy, en hoe fantasties het die Here jou geskaap, en tog, vriende, verwoes ons lewe met sonde. Dis my so interessant, ons is so lief vir onsself, maar ons gee nie om wat ons onsself mee pynig nie. En daarom sê die Bybel vir ons, as ons die tug verwerp, as ons God se waarheid verwerp, as ons sy woord verwerp, dan ag ons lewe gering, dan ag ons lewe as niks. En daarom sê die Bybel vir ons, maar hy wat na die teregwysing luister, verkry verstand. So baie belangrik dat ons ook sal sien, dat as ons lewe lief het, sal ons ook God se waarheid lief het,
want God se waarheid sal ons lei na hierdie pad van volkome lewe, 'n vervulde lewe en dan die ewige lewe, waar God sentraal in my lewe is, nommer 1 is in my lewe, my alles in my lewe is, en ek hom ook verheerlik in alles wat ek doen en sê. Dan die ander voorwaarde, vriende, om as 'n wyse gereken te word, is die vrees van die Here is die tug van die wysheid, en nederigheid gaan die eer vooraf. So baie belangrik om te sien, dat die vrees vir die Here is ook deel van die wyse mense. Nou hierdie vrees, vriende, is eenvoudig om God te eer, om God te vertrou, om God te glo, om hom te gehoorsaam, om hom te dien, om hom te aanbid. Al hierdie dinge is belangrik, en dit wys vir my of ek regtig die Here vrees. Baie mense sal sê ek vrees die Here, maar hulle lewe net soos hulle wil. Hulle praat soos hulle wil. Hulle gaan na plekke soos hulle wil. Hulle gee nie om wat sê God se woord en sy standaard nie. Sy wet en sy waarheid is vir hulle irrelevant. Vriende, as jy vanmôre sê jy vrees God en jy leef so, is jy 'n leienaar. Want mense wat werklik die Here vrees, is wyse mense. Die wysheid kom vanuit God se woord. Ons weet ons is sondaars. Ons is onder God se oordeel en toorn. Hy red ons uit genade. Hy gee vir ons 'n nuwe hart. Hy haal die hart van klip uit en hy gee vir ons 'n hart van vlees en dan leer hy ons om te wandel in sy verordeninge en insettinge. Daarom sê die Bybel vir ons baie duidelik, nog 'n voorwaarde om as 'n wyse gereken te word, is as jy die Here vrees en jy wys jy vrees God. As jy God vertrou, God eer, hom glo, hom gehoorsaam, hom dien en hom aanbid in gees en in waarheid. En dan baie belangrik, 'n nederige lewe lei. Dis my so interessant is dat die deursnee Christen vandag hoogmoedig is en die uitgangspunt het, my pa is die koning van die heelal. Ek kan sê wat ek wil, ek kan doen wat ek wil, ek kan koop wat ek wil, ek kan gaan waar ek wil, want hy is my koning en ek kan maak en ek kan doen en breek soos ek wil. Watter leuen is aan ons verkoop deur die kerk vandag? Jy sien, daar is so baie kerke en baie van hierdie voorspoedsteoloë wat vir ons sê, luister, jy kan na God gaan en jy kan vir hom afeis, want jy is nou 'n kind van die koning en die koning het alles in sy besit en hy skuld jou eindelik. En ag vriende, watter lasterlike godsdiens is dit net nie. Die Bybel is baie duidelik daaroor dat 'n kind van die Here is nederig. Jesus self sê, kom leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart en jy sal rus vind vir jou siel. Die Bybel sê dat Christus het die luisterryke hemel verlaat. Hy het homself verneder tot 'n dienskneg. En die Bybel sê hy het aan die kruis gesterf en God het hom verhoog en hom 'n naam gegee wat bo elke naam is, sodat in die naam van Jesus elke knie sal buig en elke tong sal bely dat hy die Here is. Hoor hoe pragtig sê Jakobus, die 4de hoofstuk, die 5de en 6de vers dit vir ons. Jakobus, die halfbroer van Jesus, skryf, hy sê, of meen julle dat die skrifte vergeef sê, met jaloersheid begeer die gees wat in ons woon? Maar hy gee groter genade, daarom sê hy, dit is God, daarom sê hy, God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee hy genade. Hoe wonderlik om nog nederige mense te sien. Hoe wonderlik om te sien dat mense besef, daar is nog mense wat besef, dat hulle absoluut afhanklik is van die Here. Die asem in jou neus vanmôre is van die Here afkomstig. Die feit dat jy jou vingers kan beweeg, jou tone kan beweeg, jou oë kan sien, jou ore kan hoor, is genade uit die hand van God. Die feit dat jy salaris kan verdien, dat jy 'n motorvoertuig het, dat jy 'n dak oor jou kop het. Ja, vriend, jy het miskien gewerk daarvoor, maar dit is God wat vir jou kennis en wysheid en verstand gee, krag om dit te kan doen. Daarom moet jy nederig wees. Pas op, die Bybel sê vir ons, nederigheid is 'n belangrike eienskap van mense wat die Here vrees. Aan die ander kant, as jy hoogmoedig is, sê die Bybel vir ons, trotsheid kom voor die verbreeking en hoogmoed kom voor die val. En ons baie mense, ons dink aan Nebukadneser in die Ou Testament, wat homself verhef het en gesê het, hierdie koninkryk het ek opgebou. En God het vir hom uit die hemel gesê, ek sal jou verneder, sodat jy kan erken dat ek God is. Daarom pleit ek by jou vanmôre, dat jy vir jouself die vraag sal afvra, kan ek as 'n wyse gereken word? Wat is die voorwaardes om as 'n wyse gereken te word? Ek luister na die tug en teregwysing van die Here, ek neem dit ter harte, daar is 'n vrees vir die Here, en daar is 'n nederigheid in my hart, omdat ek weet hoe verganklik ek is, hoe nietig ek is, en sonder die Here kan ek niks doen. Mag die Here ons wysheid gee, sodat ons in nederigheid hom sal dien, eer sal bring op sy naam, en sy koninkryk so sal uitbrei. Groete vir u, mooi dag verder, tada.